Welkom by 'n epiese reis terug in tyd. Maak jou oë oomblik toe en stel jouself voor in die 14de eeu. Jy staan op die rand van 'n onsaglike, genadeloos warm landskap, reg om een van die magtigste en rykste samelewings in die menslike geskiedenis te verken, die Koninkryk van Mali en die legendariese stad Timbuktu. Goed, kom ons spring dadelik weg. Hierdie onderlewing is nie net 'n fascinerende stukkie geskiedenis nie, dit is jou absolute alles-in-een voorbereidingsgids vir jou eksamen. Ons gaan die feite vat, dit uitsorteer en seker maak jy verstaan presies hoe hierdie ongelooflike ryk gewerk het. Reg daarvoor, kom ons gaan. Om dit maklik te maak, is hier ons roetekaart vir hierdie sessie. Nommer 1, die Groot Sahara-woestyn. Nommer 2, kamele, ons skepe van die woestyn. Nommer 3, handel in goud en sout. Nommer 4, Islam in Wes-Afrika. En nommer 5, bronne van die verlede. Kom ons begin by nommer 1, die Groot Sahara-woestyn. Om by Mali uit te kom, moet ons eers verby die grootste hindernis op aarde kom. 'n Plek wat lewe toets soos min ander dinge op hierdie planeet. Om die blote skaal daarvan te verstaan, kyk bietjie na hierdie syfers. Die Sahara dek 'n massiewe 31% van die hele Afrikaanse kontinent. Ons praat van 9,2 miljoen vierkante kilometer van basies niks anders as sand en klip nie. En omdat dit so naby aan ewenaar lê, is die hitte heeltemal verstommend. Gemiddelde temperature wissel tussen 38 en 49 grade Celsius. Maar hier is die werklike skrikwekkende feit. Die sand self kan tot 'n dodelike 80 grade Celsius in die son verhit. Dit is 'n omgewing wat absoluut nie gemaak is vir oorlewing nie. En tog, reg langs daardie ongenaakbare hitte, sien ons 'n dramatiese kontras. Aan die een kant het ons die gevaarlike kurkdroë Sahara wat handelaars moes oorsteek om Asië en Europa te bereik. Aan die ander kant het ons die redding, die Niger-rivier. Hierdie magtige rivier is meer as 4000 kilometer lank en sny soos 'n groot blou slagaar reg deur die hart van die Mali-ryk. Dit was letterlik die lewensaar van die streek. Sonder hierdie massiewe toevoer van vars water sou 'n magtige koninkryk soos Mali eenvoudig nie kon bestaan of floreer aan die rand van so 'n meedonelose woestyn nie. Wat ons bring by deel 2. Kamele, skepe van die woestyn. Hoe reis 'n mens in elk geval deur so 'n plek? Wel, stel jouself hierdie mini-narratief voor. Op dag 1 vertrek 'n massiewe karavaan met tot 1000 kamele gelyktydig. Voor hulle lê 'n roete van 2500 kilometer. Teen maand 1 slaan die harde realiteit in. Verblindende sandstorms, dae waar kos en water dreig om heeltemal op te raak en verrassend genoeg, nagte wat ysig, vriesend koud is. En onthou, daar was geen geplawwede paaie in die woestyn nie, so die risiko om heeltemal te verdwaal was altyd in hul agterkop. Uiteindelik, as die sterre in hul guns was, sou hulle eers na 3 uitmergelende maande by hul bestemming aankom. Hoe die aarde het hierdie diere dit oorleef? Hier is 'n ongelooflike feit om vir die eksamen te bære. 'n Kameel kan tot 10 dae heeltemal sonder 'n druppel water klaarkom. Maar wanneer hulle uiteindelik by 'n oase uitkom, kan hulle 'n verbysterende 200 liter water op een slag drink. Om dit in perspektief te stel, dit is soos om 100 groot 2 liter bottels koeldrank in een sitting af te sluk. En hier is die geheim. Hulle stoor daardie energie nie as vloeistof nie, maar as vet in hul boggel. Dit dien as 'n ingeboude, super-effektiewe kospakkie wat hulle aan die gang hou wanneer daar absoluut niks anders oor is nie. Die deurslaggewende punt hier is dat die kameel letterlik biologies perfek gebou is vir die Sahara. Dit is soos 'n masjien gemaak vir die woestyn. Hulle het groot pote met dik leerkussentjies sodat hulle nie wegsak in daardie 80 grade sand en hul voete brand nie. 'n Lang wimpers en neusgate wat hulle toemaak as dit nodig is, beskerm hulle tydens wrede sandstorms. Dan is daar hul dik pels. Dit dien as isolasie. Dit beskerm hulle teen die ysige nagte en hou 'n liggaamstemperatuur deur die dag konstant. En die diere was nie net vervoer nie. In desperate tye het handelaars letterlik aan die lewe gebly te danke aan ryk kameelmelk en soms moes hulle selfs die vleis eet. Deel 3. Die groot rede vir hierdie reise. Handel, goud en sout. Luister nou mooi, want hierdie volgende deel is pure eksamengoud, letterlik en figuurlik. Jy moet presies weet wat ingevoer en wat uitgevoer is. Mali was skatryk te danke aan hierdie Trans-Sahara handel. In ruil vir hul eie goedere het hulle van heinde en verre produkte ingevoer. Kyk net na hierdie lys. Swaarde en glas van Persië, eksotiese speserye en krale van Indië, fyn sy en parfuum van die Ooste, asook pragtige keramiek uit Europa. En wat het hulle teruggestuur in daardie karawane? Goud.
sout, slawe, ivoor, koper en kolanenote. Hierdie enorme handelsnetwerk het Wes-Afrika verbind met feitelik die hele destyds bekende wêreld. Maar wat my regtig fascineer is die basiese ekonomie van twee spesifieke dinge hier: goud en sout. Mali het destyds 3 van die grootste goudmyne in die streek beheer, wat beteken hulle het basies die meeste goud in die wêreld besit. Natuurlik, weens die skaalsheid daarvan, was dit onskatbaar waardevol. Maar wag, aan die ander kant het ons sout, wat uit 2 groot myne in die noorde gekom het. Nou, hoekom sout? Wel, in 'n 49 grade woestyn is sout bitterlik lewensbelangrik. As jy al daardie water uitsweet, kort jou liggaam sout net om te kan oorleef. Dit is ook gebruik om kos te preserveer, lank voor huiskaste natuurlik. As gevolg van hierdie absolute biologiese noodsaaklikheid, was 'n blok sout in daardie tyd soms fisies meer werd as 'n blok goud. Kan jy dit glo? Ons beweeg aan na deel 4, Islam in Wes-Afrika. Jy sien, al daardie handel het nie net eksotiese goedere versprei nie, dit het ook splinternuwe idees gebring. Kom ons lê eers die basiese fondasie neer vir jou vraestel. Islam is 'n moslimgodsdiens wat deur die profeet Mohammed begin is. Die volgelinge aanbid een God wat hulle Allah noem. Hulle aanbid in 'n gebou genaamd 'n moskee en hulle bestudeer die Koran, wat al heilige boek is, oorspronklik geskryf in Arabies. Hierdie geloof het in Noord-Afrika geweldig gefloreer en is stelselmatig deur die handelaars oor die woestyn suidwaarts gebring. Wat ons mooi hier kan sien is hoe gestruktureerd die geloof was. Daar is verskeie gebooie of pligte, maar hier is 2 kardinale stappe om beslis vir jou toets te onthou. Stap 1 is Salah. Dit is die plig om 5 keer per dag in die rigting van die heilige stad Mekka te bid. Stap 2 is Zakat, 'n stelsel waar jy 'n gedeelte van jou persoonlike rykdom aan armes gee, wat ook help om die boodskap van Islam te versprei. So, jy wonder dalk hoekom het Wes-Afrikane hierdie spesifieke geloof so gereedelik aanvaar. Eerstens, as ons prakties daarna kyk, het dit net sin gemaak vir besigheid. Omdat die ryk Noord-Afrikaanse handelaars reeds moslims was, het die plaaslike handelaars besef dat as hulle dieselfde geloof aanneem, hulle skielik gemeenskaplike grond het. Dit het dikwels gelei tot beter pryse en baie sterker vertroue in besigheid. Tweedens, dit het die reuse voordeel gebied om in Arabies te leer lees en skryf. Uiteindelik het die beroemde en terloops ultra-ryke koning Mansa Musa Islam die amptelike staatsgodsdiens gemaak. Maar let wel, hy was ook ongelooflik verdraagsaam teenoor diegene in sy ryk wat al ouer tradisionele oortuigings wou behou. En dit bring ons by ons laaste deel, deel 5, bronne van die verlede. Hier is nou die kritiese vraag, reg? Al hierdie mense is eeue gelede dood. Die sand het letterlik oor hul voetspore gewaai. So hoe in die wêreld weet argeoloë en geskiedkundiges en uiteindelik ek en jy in sulke fyn akkurate detail wat meer as 600 jaar gelede op 'n heel ander kontinent gebeur het? Wel, ons kry al hierdie fascinerende inligting deur 4 hoofsoorte bronne. Beskou hierdie as 'n direkte kontrolelys vir jou studies. 1. Materiële bronne. Dit is die fisiese goed. Artefakte soos ou potte of gereedskap wat argeoloë fisies uit die grond uitgrawe. 2. Geskrywe bronne. Dit is jou ou boeke, koerante of briewe. Baie hiervan word terloops tot vandag toe nog in die ou biblioteke van Timbuktu netjies bewaar. 3. Visuele bronne. Ou kaarte, vroeë tekeninge of dalk later fotos. En laastens, en miskien die heel belangrikste in ons Afrika-konteks, het ons mondelinge bronne. Dit is die pragtige stories, liedjies en gedigte wat van generasie na generasie oor honderde jare mondelings oorvertel is. Wat ons aan die einde van ons ontleding by hierdie een gedagte bring, die geskiedenis van Mali is nie net een of ander droë lysie feite wat in 'n boek vasgevang is nie. Dit is 'n epiese, lewendige verhaal van pure menslike vasberadenheid, om die uiterste elemente te trotseer vir koneksie, vir rykdom en bloot net vir oorlewing. Dink bietjie daarna vanaand as jy sout op jou kos gooi. Sou jy bereid wees om vir 3 maande lank op die rug van 'n kameel deur 'n 80 grade woestyn te trek met net die hoop op 'n blok sout as jou beloning? Dis 'n absoluut fascinerende verlede. En nou, met al hierdie feite in jou arsenaal, is jy slaggereed om daardie eksamenvraestel aan te pak. Baie sterkte met die voorbereiding. Jy het hierdie.